En God reken af met iemand wat hoogmoedig was en wat hom wou vergelyk het met God. Jy moet baie besop, wil ek sommer sê, hoe jy optree en wat jy van jouself dink. Jy dink net jy's groot, kan die Here jou baie vinnig laag vat. Dit is in hierdie dele wat ek dan verstaan, Here, dat eet Satan neerge. Luister wat sê hy verder. Hy kom hier in Jesaja 14 en dan praat hy so en dan sê hy in die 12de vers: Hoe het jy uit die hemel uitgeval, o morgenster, seun van die dag geraad? Hoe lê jy daar teen die aarde neergevel? Hy sê, oorweldiger van die nasies. Met ander woorde, God het gesê, Satan, jy het probeer om dinge te doen, en jy het jouself in die hemele opgestel. Maar dan sê die Here, jy het geval uit die hemel. Hy sê hy het hom op die grond neergewerpe. En dan kom hy nogal hier by die laaste deel, luister nogal, en dan sê hy het jou teen die aarde neergevel. Hy sê, sodat jy 'n oorweldiger van die nasies geword het. Nou, wanneer ek kyk na die wêreld en na dinge wat om ons gebeur, dan kan ek verstaan, Here, dat hy is op hierdie aarde neergeslaan, maar nou probeer hy op hierdie aarde, hoe dat hy kyk of hy nie die nasies kan verlei en mislei, en hoe dat hy die aarde kan onderdruk met sy mense. Jy sien, daar's 'n oorlog, maar dit het lankal terug gebeur, wil ek sê. Luister, kom ek sê net vandag vir u, daar is feite wat ek en jy nie kan weglag, of wegpraat, of wegredeneer nie, is dit waar? Ek wil jou een ding sê, hulle kan vrede samesprekingkies hê, en ek wil jou sê, daar is nie oplossings in hierdie tyd nie. Oom Trump het nou geprobeer om met die president van Oekraïne nou 'n samespreking, dit het op 'n disaster uitgeloop. Want die ou het sy saak gesien, en meneer Trump het sy saak gesien, en toe sê hy vir hom, jy moet maar eendag terugkom wanneer jy reg is om vrede te maak. Ek wil amper sê, baie mooi woorde om Trump, ek sê ook nogal. Daar's baie ouens wat moet terugkom vir die dag, wanneer hy besig meen met God. Is dit nie waar nie? Dit gaan nie werk deur samesprekings nie. Om op tafels te sit en konferensies te hou, en mense is besig om allerhande dingetjies, maar ek kan jou een ding sê, daar is nie 'n oplossing nie, want die oorlog kom 'n bietjie ver. Hy kom voor Adam en Eva al, tot God oorlog gemaak teen die magte van die duisternis, en hulle wat Lucifer wou agtervolg het, en saam met hom wou gaan. En Adam en Eva se tyd, toe breek die oorlog weer uit, in die sin dat God sê, jy gaan hom aan die hakskeen buite, maar ek kan jou waarborg, aan die einde van die dag, gaan hy jou kop vermorsel. Kerk, wie glo dit? Ek sê, wie glo dit? Halleluja. Luister, ons is in krisisure. Ons kan nie sê dat daar nie 'n insinking is in ons land, en ek wil nou spesifiek oor Suid-Afrika praat, en jy kan nie sê daar's nie 'n agteruitgang nie, en daar's nie bedrog nie, en daar's nie 'n inflasiegroei nie. Laat ek die ander lande uitlos, laat ek na my eie land toe kom. Want om Trump het gesê, julle kan maar daai kant toe kom, maar ek het nou nie, ek weet nie. Ek weet nie waar klomp boere is vir wie ek kan preek nie. Ek moet maar bly waar ek bly. I can't run, I can't hide, but I know there's a God. Die kop werk nou in soveel rigting, maar moet nie worry nie. Kom ek sê vir jou, ons kan nie sê dat hierdie dinge nie bestaan nie. Daar is krisisse, maar kom ek sê net vir u, hoor nou mooi kind van die Here, daar was krisisse in die Bybelse tyd ook. Amen.
Ek sê daar is krisisse, maar wat jy moet onthou, daar was krisisse in die tyd van die Bybel ook gewees. Maar weet jy wat leer ek? Ek leer dat dit is krisisse wat God op die toneel laat verskyn en wanneer God homself groot openbaar. Jy moet nou baie mooi hoor wat ek vir jou sê, want jy kan moed skep deur dit. Want ek wil weer vir jou sê, jy en ek is nie alleen in 'n krisis nie. In die Bybelse tye was daar baie krisisse. Maar wat ek leer uit die Bybel is weer, dat die oomblik wanneer 'n krisis ontstaan het, het God opgedaag. Dan het die Here homself geopenbaar en hy het op die toneel begin verskyn. Dink maar aan iemand soos Daniël. Ek meen, is ou stories. Daniël kom by die beeld en dan vra die koning mos nou die volgende môre vir hom, Daniël, was jou God in staat gewees om jou te help? Kom ek sê net vir jou, hoor jy geestelik. Jy's baie keer in die leeukuil. Jy's van julle wat vanmôre in 'n kuil is. Maar kom ek sê vir jou, die wêreld vra vir jou ook, was jou God in staat? Maar weet jy wat sê ek en jy hier uit die kuil uit? My God was in staat, o koning. Ek wil hê jy moet kennis neem, my God was in staat. Kan ek 'n getuienis in hierdie plek kry? Kan ek 'n getuienis in hierdie plek kry? Halleluja. Prys die Here. Ek wil net hê jy moet weer kerk. Daar's tye wat ons aan baie dingetjies kom, maar ek wil vir u sê, ek glo nog dat jou en my God, wat ek en jy dien, is nog steeds in staat, wanneer die krisisse opdaag, dat hy sal in die leeukuil wees, en hy sal die een wees, wat sê, my kind, ek gaan jou deurdra, ek gaan jou help, en ek en jy gaan uitroep aan die einde van die dag, o koning, ek weet, my God was in staat om my deur te dra. Halleluja! Come on! My God was in staat. Kom ek sê vir u, daar was 3 manne in die, wat nie gebuig het nie, en die uitslag was, julle sal in die vuur ook wees. Maar weet jy wat? Kom ek sê net vir u weer. Ons buig nie voor enige ander God, behalwe oor die drie enige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Kom ek skok jou sommer, hier was iemand in hierdie kerk so tydjie terug, en die man het begin glo dat Islam se God is dieselfde as ons God. Dan wil ek net vir jou sê, meneer, luister, hier gaan jy nie regkom nie, want ek glo alleenlik, en ek wil dit uitspel weer, ons glo in 'n drie-enige God, naamlik die Vader, naamlik die Seun Jesus, en die Heilige Gees, en dit maak die drie-eenheid uit, en daar's geen ander God nie. Krisisse bring God in beweging. Luister kerk, wanneer jy in 'n krisis is, raak God betrokke. Halleluja! God raak betrokke. In die vuur. Nou loop die drie oudjies in. Ek het ook gewonder, gister, sou beter gewees as die Here nou voor die tyd gekom het en gesê, ouens, hey, nie worry nie, ek is nou hier by julle, kom, vat hande, ons gaan nou in. Sou dit makliker gewees het? Natuurlijk. Maar die drie loop maar in die vuur. Maar hulle weet, daar is 'n God wat betrokke gaan raak. Daar is 'n God wat betrokke gaan raak, en terwyl hulle in die oond is, toe sê die koning, heerlikheid, ek weet nie, maar daar was 3, nou is daar skielik 4. Ag nee, gee nie die Here net aan my kant, ek vra jou. Ek wil nie hier vir my anders nie, ek wil net vir hierdie storie, weet jy wat, dit brand so hier in my hart. Heerlikheid, die oomblik toe, ek het al baie oor Saterdag mense genaamd op Nego gepraat, amen. Ek het baie oor hierdie 3 manne gepraat, maar weet jy, vanmôre toe kom dit net weer so my hart op, Here, wat 'n voorreg,
Die oomblik wanneer die krisis losbreek en ek stap in die oond in, dan kom ek agter dat ek is nou nie alleen nie, maar die goeie seun van die hemel, sy naam is Jesus, is betrokke en hy stap saam met my en jou binne in die vuuroond in. Halleluja! Weet jy wat sê Jesaja? Jesaja sê dit so, hy sê as jy deur die vuur gaan, sal dit jou nie skroei nie. Maar ek sê jou nou, net hierdie week dan bel hulle weer, dit kan so moeilik doen. Wanneer wil jy God begin glo? Wanneer wil jy begin sê, al kom ek om, dan kom ek om. Maar ek gaan by die Here bly, want weet jy wat, ek glo in 'n God wat betrokke raak, die oomblik wanneer ek in 'n krisis is. He promised it. As jy deur die water gaan, gaan hulle jou nie oorstroom nie. As jy deur die vuur gaan, hoor jy kerk, ek het goeie nuus vir jou. Dit gaan jou nie skry nie. Jy dink is die einde. No man, that's a new beginning in Christ. Halleluja. Kom ek sê net vir u, dis krisisse, hoor nou mooi wat ek vir u sê, krisisse bepaal jou identiteit. Dis nie koortjies sing wat jou identiteit bepaal nie, dis nie koortjies wat sê wie jy werklik is nie. Jong, ek dink ek moet bietjie vorentoe staan. Dis nie die koortjies wat dit sê nie, het u gehoor wat ek sê, dis die krisis wat bepaal wat jou werklike identiteit by God is. Halleluja! Halleluja! Ek wil hê jy moet verstaan, kerk van die Here, wanneer by hierdie dinge kom, dan kan ek saam sing vanmôre, the windows of heaven are still open, en wie kan sê amen? Dan kan ek sê, that's the kind of God that I serve, and I just feel that something good is about to happen. Dis nie in enige tyd nie, dis in die tyd wanneer jy in die krisis begin kom, in die tyd wanneer jy God moet begin glo, amen. Dis in die tyd wat jy sê, weet jy wat, ek moet nou by die Here uitkom. Weet jy wat sê Habakuk? Hoor nou wat sê die profeet. Baie profete nou se daar, ek wil jou sê, ek is nie 'n ou wat agter 'n profeet aanloop nie, het jy gehoor wat ek sê? Het jy gehoor wat ek sê? Ek loop agter die Bybel. Ek loop nie agter elke bokgees wat skreeu hier van 'n kant af nie. Het jy gehoor wat ek sê? En pas op, jy gaan verdwaal. Pas op, jy gaan dinge hoor wat jy later aan op 'n afdraande pad gaan kom en jy gaan afdraai pad. Luister, laat ek jou sê, loop agter die woorde van die Here aan en jy sal nooit verdwaal nie. Nou luister ek na die profeet. Praat, spreek, kom my na Habakuk 3:17-18. As die vrye boom nie bot nie, en daar geen druiwe in die wingerde is nie, en die olyfoes misluk, en die lande geen oes lewer nie, en daar nie meer kleinvee in die kampe is nie, en die beeskrale leeg is. Weet jy wat sê dit? Taboe is krisis. It's crisis. Here weet, jy het nog altyd jou ou broodblikkie oopgemaak as 'n ou stukkie brood. Hierdie ou sê, man, daar's niks meer nie. Daar's nie 'n vyeboom wat dra nie, hy staan dorrelkaal. Die wingerde, ek hoor van 'n plaasboer of 'n plaas wat hulle nou so rukkie terug hier vir iemand gegee het in Suid-Afrika. Hulle gee die goed mos nou so. Kom ek sê dit sommer maar net, weet jy, en toe neem hulle foto's. Al wat daar staan is nie eens meer 'n preel nie. Die paal hang, daar's geen druiwe, daar's niks meer nie. Pragtige plase is verwoes. Ag, take it or leave it. Halleluja. Laat ek dit vir jou sê, my geliefde, daar's niks aan die olyfbome nie. Die kleinvee is alles uit. As hy by die kraal kom, is hy leeg. Maar weet jy wat sê hierdie manne? Dis krisisure. Maar nogtans, sê net nogtans sal ek in die hele jubel en gaan ek juig voor my God en my redder. En kan ek 'n amen in hierdie plek kry. En kan ek mense kry wat sê, dis 'n waaragtigheid
nog nooit gesien. Weet jy, ek dink Salomo sê dit. Hy sê, ek het nog nooit gesien dat die regverdige verbrood bedel nie. Sê dit so, mamma? My vrou ken die Bybel baie goed. Dankie my liefie. Ek het nog nooit gesien dat iemand wat regverdig, hoor mooi meneer, jy moet my mooi luister, hierdie ding wat oor TV word het uitgesaai, ek wil sê meneer, jy wat my luister oor TV, God sê, hy het nog nooit die regverdige gelos nie, hy het nog nooit gesien dat hulle bedel nie, maar wanneer jy die Here vertrou, ek klim hy in die leeukuil in, ek klim in die vuurhout in, en jy kom agter, ek is nie alleen in hierdie stryd nie, kan ek 'n amen kry, wie dit al beleef in hulle lewe, ek is nie alleen nie, maar ek is in die Here, hy is daar saam met my. Nou is daar 'n Godspraak, nou gaan ek eers begin preek. Ok, meneer Warren, jy 2 Konings, die 6de hoofstuk. Nou gaan ek hierdie Godspraak vir jou neergee. En ek wil hê, jy moet nou mooi luister. Ek het gesê, daar's 'n storie, daar's 'n les, daar's 'n toepassing. Nou lees ons uit die Ou Testament, wat eintlik maar net 'n sinnebeeld is, vir wat God vir jou en my vanmôre wil sê. Dit die gebede is geskrywe sodat God vanmôre met jou en my kan praat. Amen. Nou die koning, gaan ek 'n tipe maak van 2. 'n tipe van die Satan stel hy voor, en ook 'n tipe van die wêreld. Dan is daar 2 vrouens, sal later oorlik hou, maar die vrou is dan juis die typifisering van die kerk van Jesus. Nou dit is binne dat, wil ek sê, wat die volk van God in 'n greep van sonde en ellende gebring het. Jy sien, dit is die Satan, hierdie koning wat wil heerskappy voer op hierdie aarde. Wat ek wil sê, wat sonde en onreg bring oor die mens en die mensdom en die nasies, en kom ons nie agter, dit wil ons omsingel nie. Halleluja. Dit wil ons stom maak om die dinge. Vers 31 sê, hulle wou Elisa, wou hulle om die lewe bring. Wie was Elisa? Elisa was die stem van God. Weet jy wat wil hulle nou sê daar doen, jong mense? Luister mooi, hulle wil die stem van die Here stil maak. Hulle wil die Bybel uithaal. Hulle wil vir julle sê, julle is te ernstig met julle godsdiens. Luister my vriend, ek het nog nooit iemand gekry wat ooit te ernstig kon wees met God en met God se dinge nie. Halleluja. Hulle wou nie die waarheid hoor nie. Hulle wou die waarheid begrawe, hulle wil dit doodmaak. Kom ek sê vir u, ons land en ook die wêreld lê in sonde. Amen. En ons moet God smeek en God bid vir hulp, vir vergifnis en wil ek sê vir 'n beweging van God se Heilige Gees. Hoor wat sê hy? Paulus skryf so aan Timoteus, hy sê, in die eerste plek vermaan ek jou dat smeekinge, wat? Smeekinge en gebede en voorbedes voor die aangesig van God sal kom. Luister kerk, ek wil hê u moet verstaan, daar is baie statistieke. Ek het nou een van die groepe van een van die partye se ding net vinnig hier getrek. Ek gee dit net vinnig vir u deur. En weet jy hoekom gaan ek hierdie statistieke noem? Luister nou mooi. Is nie dat jy die land en mense moet haat nie. Ek sê dit vir jou, dat die kerk moet wakker word. Ek gaan dit nie noem, dat jy moet haat nie. Dit is nie waaroor dit gaan nie. Maar dit gaan daaroor,
dat jy aan die einde van die dag moet by God uitkom. Jy moet maar mooi van my luister. En as jy 'n selfootjie het, dink ek moet jy nou los. Luister mooi kerk, anders dan mors jy jou tyd. Ek is hier om jou te help. Ek is hier om jou deur te dra. Ek is hier om vir jou iets te gee wat God jou mee kan help. En wat die Here vir jou iets, moorde op kinders, het jy geweet, dit het gestyg oor die afgelope jaar met 20,6%. Plaasmoorde het in die laaste 3 maande, het 14 plaasboere weer gesterwe. Dit gee vir jou 1 plaasboer per week. Rooftogte by huise is 4,9% wat dit gegroei het en gestyg het. Verlede jaar, luister na hierdie statistiek, verlede jaar het 27,066 mense is vermoor. Kan ek dit vir jou deurgee? Dit gee, hoor nou, hey, jy weet nie wat wag van hierdie uitloop nie, man. Jy weet nie, jy kan nou daar uitloop. Ons gaan in hierdie week jou begrafnis reël. Het jy gehoor? Kerk, ek is nie besig met 'n speletjie hier nie. Ek is besig met God. Weet jy hoeveel gee dit vir jou? As jy dit gaan uitwerk, is 2256 moorde per maand in Suid-Afrika. Dit gee vir jou 76 mense per week. Dan wil ek nou sê, wil die jakkalse nou vir Israel gaan voorskryf en hulle wil hulle aangee oor 'n deal wat hulle sê, hulle is besig met moord. Dan wil ek sê, jy kan nie eens na jou land kyk nie, man. Jy kan nie na jou land kyk nie, maar dan wil jy voorskryf wat mense moet maak en wat hulle moet doen in hierdie land. 76 moorde per week. Dit gee jou 3 mense per uur. Vandat ons hierdie diens begin het, tot ons hierdie diens eindig, as ons dit 2 ure maak, dan wil ek sê, is daar reeds 6 mense weer vermoor. Toe die diens begin het, totdat die diens uitkom. Wanneer staan jy in die queue? Hallo? Pastoor, ek wil nie hierdie goed hoor nie. Jy gaan het hoor. Want daar is 'n koning wat op die meer loop. En ek sê, hy sê hulle eet eselskoppe en duiwemis. En kom ek sê vir jou, dis waarvan hierdie wêreld af ete op hierdie stadium. Hulle dek eselskoppe en hulle dek duiwemisse. Werkloosheid het met 33% gestyg oor die afgelope jare. Die Washington Post het geskrywe, South Africa is on the road to become a failed state, 'n mislukte staat. Moet ek dit van my land sê? Kom ek sê net vir jou, ek het moed. As ek hier in die leeukou klim, sal my God in staat wees. As jy in die vuuroond klim, sal hy hier wees. En hy gaan in die krisistye, hoor my kerk, hy gaan in die krisistye, gaan hy hom openbaar. Luister, ons leef in 'n tyd, wat ons moet vra weer, na die Daniëls, na die Sadrag, Mesach en Abednego, na die vroue wat kan opstaan vir God, soos 'n Ester en 'n Deborah. Ons gaan baie oor hulle preek. Oor die Elias en die Elisas. Ek sê, dis tyd. Het jy geweet, dat die Staar het hierdie volgende gesê. Die Staar skrywe dit nou so 'n paar maande terug of 'n tydjie terug, dat Yusuf Didat sê, we are going to turn South Africa into a Muslim state and we have the money to do it. Islam se hele plan en strategie is nie net om Israel te kry en Amerika te verwoes nie. Kom ek sê vir jou, Islam se hele aanslag is, hulle wil die wêreld regeer. Het jy gehoor wat ek sê?
Nou kom hier ouens, dan glo hulle nie Jesus en Islam en die goede is, maar die sê, meneer, jy is so ver verdwaal as wat jy wil hê. Ek spel hierdie goed vanmôre weer vir die kerk uit. Ek is nie saam met die God van Islam nie. Mohammed is nie my God en my profeet nie. En Allah is ook nie myne nie. I got the son of God and his name is Jesus. And that's the God of Father Abraham, Isaac and Jacob. Dis die God wat ek by staan en wat ek in glo en wat ek by sal bly. Kerk wil ek sê, ons kan nie toelaat laat binne dit oorvat nie. Maar ek sê vir jou, die wêreld vra ook uit 2 Konings 6:27, waar vandaan moet ons julle dan help? Uit die dorsvloer of uit die parskype? Kom ek sê net vir jou, daar is net een antwoord. As die God van die hemel, Jehovah groot God, jou en my nie help nie, dan wil ek vir jou sê, is daar nie 'n ander hulp nie. Kerk, ek en jy moet erken, dat dit wat gesê was op daai dak, is as God jou nie help nie, waarvandaan moet hulle ons help? Hierdie wêreld kan jou nie help nie. Ek wil jou sê, die binnedak van hierdie lewe sal jou nie kan help nie. Daar's net een wat jou en my sal kan help. En dan antwoord dit so, en dan sê hy, as God jou nie help nie, waaruit sal ons jou help? Ek erken dat die wêreld kan jou en my nie help nie, maar net God en God alleen sal jou en my kan help en weer dra. Kan ek weer vir jou sê, luister kerk, God tree toe in krisistye. Kan ek 'n groter amen kry? Ek sê God tree toe wanneer daar 'n krisis ontstaan. Kan ek weer sê, I just feel that something good is about to happen. Praise die Here. Halleluja. Luister, die kerk verwag nog altyd 'n deurbraak. Laat God gaan toetree. En dat God gaan intree. Esdra, hierdie woorde gesê as my volk, oor wie my naam uitgeroep is, sal hulle verootmoedig bid, sal ek hoor, en sal ek hulle land genees. Jy moet op die plek kom waar God jou wil hê. Luister nou wat sê hy, hier in hierdie deel, uit die 30ste vers van 2 Konings 6. Hy sê, en toe die koning die woorde van die vrou hoor, toe skeer hy sy klere, terwyl hy op die muur verder loop, en mense het gesien, dat daar 'n roukleed onder op sy liggaam was. Hulle het gesien, daar's 'n roukleed onder op sy liggaam. Mense en regerings, en baie keer wil ek sê, baie kerke ook, dra maskers. Hy sit 'n masker voor, en bo sien jy net 'n koningskleed, maar daar diep binne is 'n roukleed. Luister, dit help nie dat ons spreekies net politiek om mense te laat goed voel nie. Dan wil ek sê, no, that's not me. Ek probeer nie so hard wees dat jy moet vlug nie. Ek probeer jong mense, luister, om jou moed te gee, dat wanneer jy in die vuur beland en jy in die leeukuile beland, dat jy weet dat die koning lewe, en dat die koning het nie 'n roukleed onder nie, want ek wil weer sê, hulle het nie die Bybeltaal aangegryp nie. Daarom wil ek sê, al is die woord baie keer 'n harde woord, laat dit wees. Ananias en Safira het God probeer bedrieg. Maar weet jy wat? God het die binnekant gekyk. Kom ek sê vir jou,
hulle het nie rekening gehou oor wat God alles weet nie. Ek wil sê, sê dit maar met respek, maar die ou boksertjie wat nou sê, julle weet nie wat ons weet nie. Ek wil sê, meneer, ek weet nie of jy regtig weet wat weet nie. If you haven't got Jesus, you're gonna fall someday. Iewers gaan 'n ou uitklim, wat jy uit mekaar uit gaan slaan. Jy moet weet wat jy weet. Weet jy wat? Die kerk weet wat hulle weet. Kan ek 'n groot raam kry? Ek sê die kerk weet wat hulle weet. Ek wil sê daar's in die wêreld wat nie weet nie. Benadert het nie geweet nie. Hy het ook gesoek, maar toe hy die koningskleed skeur, toe sien hulle diep in hom, o heerlikheid, maar daar's maar 'n roukleed, daar is aan die onderkante. Kom ek sê vir jou, dis nie 'n goed evangelie nie. Hierdie evangelie lê met bloedspore, meneer, dame. Hy het bloedspore wat getrap is. Kom ek sê vir jou, jy sal God dank eendag vir hierdie diens. As jy luister. Jy sal God dank, man, ek kry baie kuste hiervoor. Ek sê vir jou, ons hou so 3 begrafnisse tot. Ek het op 'n stadium bitter baie begrafnisse gehou. 3 'n week. Weet jy wie is die ou binne? Weet jy wie is die vrou daar nie? Maar ek een ding sê, dis die dag wanneer die koningskleed geskeur word. En dan kyk hulle dieper, wat is daar binne? Moenie hierdie kerk afmaak nie. God laat hom nie bespot nie. Bloedspore van ou veterane. Weet jy, ek kan vir jou baie dinge lees. Kom ek sê gou vir jou, ek gaan net so 4 of 5 noem. Paulus was gemartel in Rome en hy was op die ouen deur keiser Nero was hy onthoof. Andreas in Griekeland was gegeesel en toe was hy gekruisig. Weet jy wat sê hulle van Andreas? Hy het 2 dae nog aan die kruis gelewe terwyl hy nog die evangelie gepreek het. 2 dae lewe hy aan die kruis, preek nog al die tyd die evangelie. O, Heerder, toe hy sy asem uitblaas, toe sê hy seker net, oh, sweet home. This world is not your home. You're just passing through. Amen. Bartimaeus is in Armenië gemartel en toe sy dood gegeesel tot die dood toe. Thomas was in Indië. Hy was met 'n spies doodgeseël. Ag, ek kan vir jou deur al hoe hierdie ouens gaan. Weet jy wat sê ek vir u? Daar was groot pryse betaal vir hierdie evangelie. Nou dit is eintlik wat ek vir jou wil sê. Hoor nou mooi. En ek het die boodskap so deurgestuur na die gemeente toe. God deel nie wat syne is. Ek wil weer vir jou sê, God deel nie wat syne is nie. Daar is allerhande godsdienste wat nou erkenning kry. Binne in die parlement is hulle. Ek meen, jy noem hulle van een of ander. Kom ek sê net vir jou, my God, die God van Abraham, Isak en Jakob, wat 'n seun het wat sy naam is Jesus. Ek wil sê, hy deel nie met afgode nie. Hy deel nie met voorvaderlike geeste nie. Hy deel nie met sangomas nie. Hy deel nie met Mohammed en met Allah nie. Hy deel nie met 'n teekoppie nie. En hy deel nie met die sterre wat voorspel nie. Hy is God en as hy God is, glo jy hom en jy bly by hom. Glory! Ag, jy hoef nie ander te klap, jy moet nie worry nie, boetie. Eendag sal jy dalk regkom. Want jy klap nie vir my nie, jy klap vir die groot koning. Jy gee vir God wat God toekom. Kan ek weer 'n ander klap kry in hierdie plek vir die koning? Halleluja! Jy gee vir God wat God toekom. Halleluja! This is God. Moenie worry nie. Ek kan ook soos Clemens hulle maak. Ek staan by daar. Ek het 'n man in hierdie dorp gehad. Al gou 2 ouens aan. Ek gaan nie hulle name gee nie, die ene het 'n besigheid net hier opgehad. Aan een was in die onderkant van die dorp, het hy 'n besigheid gehad. Ek het met die een ou gepraat, toe sit die kanker op sy kop.
kry hom eendag daar voor sy besigheid. Ek sê, ek wil met jou praat. Vat my in sy kantoor en hy het my eintlik ingenooi en gesê, pastoor, kom sit gou hier by my. En ek wil nou nie sy naam noem nie, maar ek sê vir hom, dis tyd, nou, dat jy Jesus in jou lewe kry. En hy het my so gekyk, en toe sê hy, pastoor, ek sal na jou toe terugkom. Ek sê, meneer, jy moet gou maak. Hier is 'n waarskuwing. God wil jou help. Jesus wil jou red. Pastoor, ek sal na jou toe terugkom. Ek het later aan gehoor van sy begrafnis. Hy het nooit na my toe teruggekom nie. Maar 'n man onder in die dorp, terwyl ek met hom praat, sê ek, is tyd dat jy by die Here uitkom, dat jy hierdie dinge los waarmee jy besig is, jy moet Jesus kry. Weet jy wat het hy vir my gesê? Pastoor, ek wil net eers met my vrou praat, dan gaan ek jou bel. Hy het my nooit weer gebel nie. Toe ek hoor, toe is hy ook weg. Luister mense, daar's baie dinge in hierdie lewe, die koning van hierdie wêreld kan ons nie help nie. Het jy gehoor? 'n radiostasie het dit uitgesaai so tyd terug, nog 'n Afrikaanse radiostasie. Toe sê hulle, daar's 'n Mohammedaanse fees wat uitgestel is omdat die maan om een of ander rede nie sigbaar was nie. Ek sê, o Here, wat 'n ellende. Ek sê, wat 'n ellende. Jou godsdienst is gekoppel aan 'n maan. Luister, kom ek sê vir jou, ek het ook 'n godsdienst wat gekoppel is, maar hy's gekoppel aan die blinkende môresterre. Hy's gekoppel aan die son van geregtigheid. En wanneer ek opstaan in die môre, en dan skyn die sterre en nog al die pakke. En ek sê, my son skyn, al is dit in die donkerte, want my God is betrokke in die krisisse. Ek sê, God is betrokke by die krisisse. Luister, kom ek sê vir jou, in 'n deurmekaar wêreld soek mense hoop, maar dit is te kerk dat ons laag buig. Ek wil weer vir u sê, kerk van die Here, hoor my, ons moet laag buig. Jy sien, daar was 'n vrou. Nou roep die vrou na die koning. Ek simboliseer dit in die teebeeld van die wêreld, of van die kerk, want die vrou is die kerk. Nou roep die kerk dan nou na die wêreld toe. Nou luister, ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld. Kan ek 'n amen kry? Hoe tragies. Hierdie eerste vrou, wat sê sy? Sy sê, jong, koning, ons het my kind gekook, en ons het toe my kind geëet. Kan ek gou vergeestelik vir jou? Kind van God, daar's baie kinders van die Here, wat hulle wedergeboortes in die potte van die wêreld kook. Dis nogal 'n bietjie harde woorde. Maar baie kook hulle wedergeboortes. Jy weet, ek doen soos die wêreld. Ek leef soos die wêreld. Ek praat soos die wêreld. Ek wil intel wees soos die wêreld. Maar luister, daar was 'n tweede vrou. En hierdie tweede vrou, en ek gaan klaarmaak. Weet jy wat sê die Bybel? Sy het haar kind weggesteek. Luister, ek wil vir jou sê, steek jou geboorte weg onder die bloed. Vader, steek my weg onder die bloed. Hierdie vrou het gesê, so waaragtig, ek gaan nie my kind laat eet nie.
En sy het haar kind gevat, en sy het die kind weggesteek. Die eerste vrou het gesê, ek het my kind, my wedergeboorte, het ek gekook. Maar daar's kinders van die Here wat sê, man, al sê hulle wat, al praat hulle wat, ek gaan my wedergeboorte, gaan ek by die Here behou en laat bly, en ek gaan my kind wegsteek, want ek gaan nie my kind eet nie, ek gaan hom nie iewers in die deel stel, waarby hierdie wêreld gaan oorvat nie. Kom ek sê dit vir jou, Satan is kwaad vir die kerk. Hy is kwaad vir die bloedgewastes. Satan is kwaad vir Suid-Afrika. En Satan is kwaad vir jou. Wie gehoor? Duiwel is baie kwaad vir jou. Dan kry jy nog die arrogante mense wat sê, ek weet nie hoekom doen die Here dit aan my nie. Luister, ek bestraf jou in Jesus naam. Dis nie die Here nie, hy kan nie deur die kwaad versoek word nie, en self sê die Bybel, kan hy niemand versoek nie, my God versoek nie, die duiwel wil jou klaarmaak, hy haat jou, hy hou nie van jou nie, en as hy dit kan regkry, sal hy beroem, maar ek wil dit sê, friendship with Jesus, fellowship divine, oh, what blessed sweet communion. Jesus is a friend of mine. Wanneer julle kom, speel net my liggies. Al die orkes kom gou. Glo jy wat ek gepreek het? Kan ek net vir jou sê, ek preek hierdie goed om jou te help. Binne dat, die Satan en die wêreld kan jou nie help nie. Gaan jou nooit kan help nie. Maar wat ek vir jou wil sê is, steek jou wedergeboorte weg onder die bloed. En sê friendship with Jesus. Wil jy net so sit? Steek jou hand op. Oh friendship with Jesus, oh fellowship divine, oh what blessed sweet communion, oh Jesus is a friend. Oh, friendship with, yes, ek sien al die jare. Oh, dit hoog op. Dankie jong mense, dankie broers en susters. Oh, ja, mense hoog, sê hoog op. Ek bid in hierdie oomblik, dat die Here my help, en my deurdra, en vir my voorsien. Kom. As jy dit bedoel, los het Here. As jy dit bedoel, Here, ek soek 'n vriendskap met Jesus, en ek weet hy sal my help met my hierna. Hou op die hande so op en sê, oh friendship with Jesus, fellowship, dankie Here, dankie Here, dankie Here, dankie Here. Oh, what blessed, sweet communion. Yes, Jesus is a friend. Oh, staan saam met my, sing het nog eenmaal. Oh, friendship with my Jesus. Say it, fellowship divine. Come on. Oh, what blessed, sweet communion. Oh, Jesus is a friend. Oh, Spirit of His Spirit. Oh, your God. Dank God.
tye, hy is daar. Hy klim saam met jou in jou leeukuil. Hy klim vanmôre saam met jou in jou vuurhoop. Want op krisistye openbaar God op. Help my draai hier, gee genade op genade. Sê die Here, en dan dat jy kan help nie. Hy gee van die Jesus koppe en die duiwelmis. Maar hoe God intree die volgende dag in Samaria, toe sal oorvloed. Toe sal gas, daar's melk, daar's alles. As God intree, jy omskep my, Here, ek bid vanmôre, omskep mense, so omstandighede in hierdie plek, in Jesus naam. Omskep hulle lewens, omskep hulle harte. Laat die krag van die Here oor hulle wees. Ek bid daai bande in jong mense se lewens, wat hulle wil vasmaak, in Jesus naam. Ek bid dit. Ek vat oorwinning. Ura bakasaka telele beguna. Here, sê net, Here, ek gee my lewe oor, ek gee my hart oor, Here, maak met my soos U wil, Here, hier is ek, hou jou hande bo, waai om so, sê, hier is ek, Here, dankie, U doen dit, U help, U drageer, Sakalababie. As jy nog nooit jou lewe vir die Here gegee het, steek hom so op nou. Sê ek laat toe dat Jesus in my lewe kom. En sê elke werk van die Satan breek ek. Elke veilige woorde, elke drankgees, elke deel van die duiwel jou probeer bind, vriende. Ek wil jou sê, Jesus, ek gee op. Ek was daar. Ek ken hierdie dinge. Ek wil jou eerlik sê, maar as 'n God, en toe ek uitloop, en toe loop ek in die naam van die Here, en ek weet, ek is waarlik vry in die Here. Gee die Here eer in hierdie plek, as jy dit glo. Gee die Here beter aan die kant gesit, sê, this is my God.